Nou gaan ek nie laat daarna opsteek nie. Want dan het ek nou 30 mense vir China. En die dag as ek by Oliver Tambo staan en laat opklim, kyk ek rond, waar is hulle? Ek is die buffer. So kom my advertensie, gaan nie in Engels oor nie, hy bly in Afrikaans en ek is die buffer. Niemand weet waantoe, hoe werk dit, wat werk nie. Jy moet 'n graad hê om 'n jaar of meer in China te bly. 'n Geakkrediteerde graad. Daar kan ek alles met jou praat en met jou gesels as dit is. Jy moet Engels kan goed praat. Jy gaan klas aanbied. Dit is 'n verskriklike tekort in die skole. Jy hoef nie vir 'n onderwyser te geleer het nie. Hulle sit jou in 'n kruiskors, maar jy moet 'n graad hê, jy kan enige tipe graad hê. En dit is ons manier om jou daar te kry, dat jy 'n undercover sendeling is. China is nou verskriklik erg. Dat vir jou sal hulle 10-1 net uit die land uitgooi en 'n bietjie hou. Die een wat jy mee gaan gepraat het, gaan hulle permanent in die tronk sit. So jy gaan hier sit en weet, jy het opgeslip, daai persone sit nou in die tronk. So, moenie hierdie ding cheap vat nie. Maar Jesus sê, gaan na die hele wêreld toe en verkondig die evangelie. En dan vir die mense wat altyd sê, wat gaan maak julle buite? Hier is genoeg werk. Jou laaste deel is jy reg, hier is genoeg werk. Dit is hoekom jy wat in die sitkamer sit en net jou mond uitspoel moet opstaan, traktaatjies vat en Bybels en dan hierdie baie werk doen in hierdie land. En op jou behind sit. Maar, omdat Jesus gesê het, in Handelinge 1 vers 8, gaan eers na Jerusalem toe. Jerusalem beteken, hierso, daar waar jy bly, jou huisgesin, jou familie, jou dorp, is Jerusalem. Dan sê in Handelinge 1 vers 8, gaan na Judea, dis jou provinsie. En Samaria, dit is jou land, Suid-Afrika, en dan tot aan die uiterste van die aarde. Ek het ook 'n probleem vir iemand wat nooit hier Jesus verkondig en op 'n vliegtuig wil klim en dit op 'n ander plek gaan doen. Ek het ook 'n probleem, groot, en God het ook 'n probleem daarmee. Want jy sien die vliegtuig se kos. En aan die ander kant as jy afklim, is dit 'n werklikheid. Mense wat nou negatief is, en nie hier kan survive nie, sal binne 2 dae in China collapse. Ek was 10 dae daar alleen, ek dink nogal, ek is taamlik sterk, en ek is taamlik geestelik sterk. Ek dink so. Ek het nie geraai, maar ek dink so. En ek het my kop in 'n hoek gaan druk, en begin huil van eensaamheid. Want ek is al rooi kop en dit is net swart koppe en dit is maklik om te sê, gaan oor see. Dis 'n ander ding, wanneer jy by die Hindu tempels is, en jy steek jou Bybels by die Hindu tempels weg. So hierdie mense wat gaan, ons kom weer, en ons use hulle vir wegsteekplekke, en vir die ander goed wat ons doen. Mense kom en sê, maar in China word die Bybel dan gedruk, dit staan agter in die Bybel, print it in China. Wil jy nie asseblief, as jy die vraag mooi vra, antwoord ek jou. Maar as jy weer sarkasties is op Facebook of iets, en jy het ongelukkig nie die brein nie, soos ek gister sê, dan moet jy 'n breinoorplanting kry, te sê 'n vrou, dis darm lelik, om vir mense te sê, jy sal betaal vir 'n breinoorplanting. Nou, sy kan toe ook in die ry staan, ek sal vir haar ook betaal, het ek gesê. Maar, hoor gou mooi, hoor gou baie mooi. Hy word in China gedruk, dis business. China sal vir jou enige ding druk. Maar die wagte staan daar hope, en dan voer hulle dit uit. Ek het dit in Hong Kong ontvang, die Bybels, wat gedruk is, en dan het ons hulle teruggesmokkel. Ek was 9 keer, my voet in China gesit, terug in Hong Kong, of terug in, ek is 1 keer met 'n boot, hierdie James Bond bote, maar hy vat 400 mense, maar hy's 'n powerboot. Was ek oor, jy verander jou routes kort,
Ek was al met 'n trein oor. Ek was met 'n vliegtuig oor direk, 2 keer direk in China met 'n vliegtuig en met ander maniere met taksies. Hoor vandag wat ek sê, die mense wat vir jou sê, hier's 'n ouetjie op TikTok, ek sien hy naam nou al sy goed verander. Sy naam is ook China. En hy sê, ek sien jy daarom nou, jy kyk nou mooi en jy het volwasse geraak, dis mooi. Want toe ons in Oekraïne was, het jy die dinges uit ons uit geïrriteer. Ek het later gehoop, jy's in die loopgrawe. Maar okay, hoor gou mooi. Hy sal sê, hulle mag vrylik die Here dien. Hoor gou hier, kan ek gou vir julle iets sê. In 'n kommunistiese area sal jy tot ons tradisionele kerke kry. En dominees wat sou toe gaan. En hulle mag 'n kerk begin. Maar hy mag nie 'n Bybel vir iemand gee nie, en die kaderry kom staan elke Sondag en hulle sê wat hy moet sê, en hy moet die regering hoor as God stel. So jou waarheid is in die selgroepe ondergronds. So ek maak 'n roeping op jou, miskien wil jy saai 2 of 3 jaar van jou lewe, miskien permanent. Hierdie is nie 'n grap nie, en jy kan nie oppak nie. Ek sê weer, dit klink lekker om te gaan, ek in Struis wat daar is, het in Liberia, in die nag wakker geraak, laat 'n blikkie Weense worsies, in 'n total karaats wat ons op afkom 1, nog. En ons eet hom skelm in die kamer, dat sy sous al opgedroog het. Hy het jy al so 'n blikkie geëet. Sy sous het opgedroog. Hulle staan so krom na binne. En ek sê vir Struis, as ons vanaand van 'n vliegtuig droom, ek wil quit, ek wil gaan. Ja, hierdie ou wat altyd sê ons doen dit, ek wil ook oppak. Ek sê as ons vanaand droom, en toe is 'n pel wat nou in die hemel is, hy bel ons kort 3 keer 'n dag, hy was saam met ons daar, hy bel ons en sê, kyk hier sit ek in Wimpy, hier sit ek in, kyk hoe lekker hamburger eet ek in McDonald's. Ek het net nie 'n paar gevleelde woorde geken nie, wil ek hom, maar, hoor gou mooi, en ek sê Struis, as ons vanaand van 'n vliegtuig droom, sê God, jy weet, baie keer bid en vra jy mos nie vir God, jy skryf hom voor, Here, vanaand wil ek van 'n vliegtuig droom, en dan gaan ek. Ek moet hom sê, ek het gevra vir die Here. En ek raak wakker, ek droom, ek sê Struis, het jy gedroom van 'n vliegtuig? Nou om vir Struis 2 uur in die oggend tussen muskiete en 4 warm klimaat wakker te maak. Toe koop hy nog daar was, toe betaal hy $50 in 'n aand. Dan start hulle engine vir 'n halfuur net om die een waier vir ons te waai, en dan moet ons in die slaap raak binne 'n halfuur. Dis tye daar buite, mense. En ek vra vir hom, want ek droom toe, nie van 'n vliegtuig nie, maar van 'n vistank, wat droog is. Het julle al die wit rande van 'n vistank gesien as dit droog is? Met een dooie vis in die hoek van die vistank is stukkend gebreek. Ek sê, Here, wat is dit? Hy sê, dis jou attitude. Jy wil visse vang. Kyk hoe lyk jou attitude. Ek wil vandag vir julle sê, ek dink hier's baie wat se attitudes wat nie eers 'n halwe dag sal gehou het nie. Maar ek maak hom wakker, ek sê, het jy gedroom van 'n vliegtuig? Nee, kom ons slaap. Toe slaap ons maar. Okay. So wat ek wil sê, moenie net vir lekkerte. Kontak my nommer is op die skerm. Nou hierdie advertensie gaan nou nie voor Woensdag by jou uitkom nie, ek gaan, julle kan my derentyd hierdie jaar skakel. Daar's vir 'n groep wat nou moet gaan, en dan is daar poste oop vir 'n groep wat eers gaan voorberei met 'n graad. Wat met my gaan praat, ek gaan dit fasiliteer, dat julle die graad kry, maar dit moet geakkrediteer wees, alles. Ek kan net vir julle sê, ek het laasweek gebid, sê ek, Here, ek sit nou speer in u hande. Want as ek iemand as hoof aanstel, dan val hulle. En ek vra die buitelandse sending. Ek vra u, stuur u vir my die oop deure. Nou ek bid kort vir China. Ek het 'n paar oop deure daar, maar ek soek groot oop deure. Ek kan julle net sê, deur wie ek gekontak is.
en ek mag dit sê, is uit die government uit. En dit is waar het stop. Uit die government uit. Julle weet, dat internet is nie oop nie, as jy wil praat hier naartoe, moet hulle die VNL, wat, help my gou? VPN aansit. Ken jy dit, Rolf? Het jy dit al gesien? Dis iets anders. Dan kom jy nou by die dinge uit. So, as jy vir my ja sê, sal jy nooit die persoon ontmoet wat jou gerekruut het nie. Jy sal net vir my ontmoet. En ek en jy weet ook nie presies wat aan ek aangaan nie. So jy moet maar bid of het 'n scam is, en jy moet maar bid, wag hulle vir jou en sluit hulle jou dadelik toe. So dit is wat kom. So nou moet jy by God gaan hoor. En met my kom praat of jy 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar gee van jou lewe. Maar ek moet jou geestelik voorberei en ek moet jou deurdruk, nie soos hierdie ander mense chocho met grade nie, met 'n ware graad. Wat geakkrediteer is, nie chocho grade nie. Maar ons is gerad met daai goedjies. OK. So, ek wag op julle en daar buite kontak my en dan sal ons vir al ons poststudente stuur en vir al ons pastore wat reeds af en in ander kerke, julle is welkom om te kontak. Ek sê weer, die verantwoordelikheid rus op jou hoe jy bid. As ons 50 oorstuur, kan 30 miskien lekker werk en na 2 jaar terugkom. En 20 kan miskien nie terugkom nie. Ek vat geen verantwoordelikheid nie, dit stuit ek nou hier in Jesus naam. OK. Dan wil ek eintlik die volgende sê nie. Maar ek het klare sponsor, dat jy eenmaal 'n jaar op 'n vlug kan terugkom en gaan, al is jy 50. Ek het klare sponsor. 'n Retourkaartjie vir jou. Maar ek het nie 'n retourkaartjie, sê die sponsor, as jy gaan en na 5 dae oppakkie. Daar gaan nie gebetaal word nie. As jy ten minste 12 maande daar is en terugkom, sal daar gebetaal word. OK, ons het hom. Kom praat met my nie in die gange en waar ek rondloop nie. Jy maak met my 'n afspraak en jy kom praat met my opreg. En dan gaan ek jou eers hier onder pressure sit. En as jy daar die pressure kan slaag, dan vat ons dit verder. Amen. Chasing a